Here, ons kom dankie. Dankie dat ons kan erken dat ons, Here, hier nou in U teenwoordigheid is. Here, U is hier nie omdat hierdie 'n gebou is waar kerkdienste gehou word nie. Here, U is hier want ons is hier. U is hier want U sê U is by U kinders. U is hier, Here, want U is oral. Ons erken U teenwoordigheid en ons vra dat ons vanoggend elkeen 'n persoonlike ervaring sal hê van U teenwoordigheid, Here. Dat U met ons elkeen sal kom praat op die manier wat ons nodig het om te hoor, wat ook al aangaan in ons lewens of in ons verhoudings met ander mense, wat ook al ons ervarings is van ons omstandighede en die goed wat besig is om te gebeur in ons lewens en in die wêreld. En wat effek het op ons het, Here, U in U grootheid, in U almag, kom Heilige Gees en vat vanoggend se boodskap en gee vir elke een van ons dit wat ons nodig het om te hoor. Here, of dit 'n woord van bemoediging is, of dit 'n woord van bevryding is, en of dit 'n woord van vermaaning is, wat ook al dit is, mag ons vanoggend oop en ontvanklik wees. Ons kom bid nou, Here, spreek, ons luister. Amen. Ek wil weer sê baie welkom aan elke een van julle, ook welkom aan die wat via die video inskakel. Vanoggend se tema wat ek geadverteer het deur die week, as jy ons advertensies kry of op ons sosiale media sien, was koffie of stof. En ek weet as 'n mens koffie grind, dan kry jy stof of so 'n poeier situasie wat jy dan kan perkuleer en verwerk en whatever, dan kry jy nou koffie. Ek is nou nie 'n koffiefoendie nie. Ek is net mal oor koffie. Dis nou nie heeltemal die stof wat ons praat nie. Die stof wat ons van praat is die stof aan die onderkant van jou voete, die stof wat aan jou klere vassit, die stof wat jy hier buite in ons parkeerarea kry. Dis die stof wat ons van praat. En vanoggend gaan ek vir jou wys wat te doen, maar en dit het as agtergrond die feit dat ons as 'n gemeente laas jaar aan die begin van Desember het ons begin om die Nuwe Testament deur te lees, 1 hoofstuk per weksdag. Want die Here het in sy goedheid en in sy almag het hy dit goed gedink dat daar soveel hoofstukke in die Nuwe Testament sal wees as wat daar weksdae is in 'n jaar. En selfs ek het dit nie geweet tot laas jaar, tot ek dit gegoogel het en uitgevind het nie. Maar dit is hoe dit is, en nou lees ons die Nuwe Testament deur in 'n jaar, weksdae elke dag 'n hoofstuk, en my dagstukkie kom daarby, en wat ek uitstuur op WhatsApp, en as jy wil deel wees van die groep, asseblief laat my weet, met my WhatsApp nommer is op die blaadjie en alles, en op ons Facebook blad. Dan laat jy my weet en dan sit ons jou by, en as jy nie in die groep wil wees nie, as ek jou ingesit het en jy wil leave, is fine, ek kan jou sien, en ek gaan nie vir jou kwaad wees nie, maar ek kan sien dat jy leave. Maar asseblief, as jy in is, as jy wil uitwees, as jy uit, is heeltemal reg, ons verstaan, daar is soveel boodskappe wat rondvlieg deesdae. Maar dan vat ek die week se hoofstukke en ek kry 'n preek daar uit, en ek wag vir die Here om vir my te wys wat dit is wat ek daaruit vir julle kan doen vir 'n boodskap op 'n Sondag. En hierdie week weer eens het hy vir my iets gegee. En dit het iets te doen met die feit dat as ons in die Suid-Afrikaanse konteks, as wit Afrikaanse mense, as iemand in jou huis instap, dan sal een of twee maniere wat jy iemand kan verwelkom by jou erf. Jy weet, jy kan vir iemand nie die hek oopmaak nie, en jy kan vir hom sê, gee wat jy wil gee deur die hek, en baie dankie, en dankie vir die aflewering 6060, of jy kan die hek oopmaak, en jy kan iemand innooi, en jy kan hom by jou inlaat, en vir hulle iets aanbied om te drink, of wat ook al, en dan is daar natuurlik 'n derde manier, en dit is die manier wat jy kyk wie's by die hek, so deur 'n skreefie op die gordyn, en dan sien jy maar is iemand wat jy nie wil sien nie, en dan maak jy nie by die huis is nie. Selfs al staan al jou karre in die driveway, jy ignoreer maar net en hoop hulle ry. Nou as daai mense nou eers in jou huis is, dan het ons binne die Afrikaanse konteks en kultuur het ons hierdie manier wat ons vir iemand sal sê, as dit nou vroeg in die dag is, sal jy vir iemand sê, kan ek vir jou iets aanbied om te drink? Jy weet, dan weet ons dis tee of is koffie of is 'n sappie of 'n watertjie of wat ook al. Maar as die dag so 'n bietjie later raak en die bouing is oor, dan sê ons net vir mekaar dood eenvoudig, wat drink jy? En ja, dis hoe ons dit doen. Nou in die Bybelse tyd was daar ook 'n manier om iemand te verwelkom in jou huis. Het niks te doen gehad met koffie of tee nie. Dit het iets te doen met die hele ding rondom voete was. Nou ek wil vir jou in Handelinge 21 'n stuk lees. En in hierdie stuk wil ek vir jou sê dat die was van iemand se voete word veronderstel, want binne die Joodse konteks
het God volgens die Ou Testament van sy kinders verwag om gasvry te wees teenoor mense wat by hulle aan huis kom of wat by hulle aanklop en vreemdelinge wat verbykom, mense wat aankom. Jy moet gasvry wees en as iemand na jou toe aankom, dan is die goeie maniere in daai tyd was om vir iemand te sê, maar hier's 'n kommetjie, was jou voete. As iemand bietjie meer geld gehad het, vir die slaaf gesê, hoorie, was my gas se voete. En as dit iemand was wat baie belangrik is en baie belangriker is as jouself, dan sê jy vir die slaaf staan een kant en jy was die ou se voete. En dis hoe hulle vir iemand gesê het, jy's welkom in my huis, kom in, kom deel wat ek het. En maar ons doen dit nou net deesdae met, hoe lyk dit met 'n koffietjie? En dis hoekom ons by Dynamis, as jy instap, vir jou sê, hoorie, kry koffie. Want ons wil hê jy moet welkom voel en wil hê jy moet weet dat in God se teenwoordigheid is almal welkom. So kry vir jou koffie, want dis binne ons kultuur iets wat jou laat voel maar jy's welkom. Kry vir jou koffie, kry vir jou sap, kry vir jou water, kry vir jou tee, rooibos tee, wat ook al. Stap in, geniet dit, voel welkom. So ek wil vir jou dit nou lees. Dit word veronderstel in hierdie gedeelte. Paulus is besig om te reis van gemeente na gemeente of van plek na plek en hoor wat gebeur by hierdie een spesifieke plek waar hulle aankom. Handelinge 21 vers 1 tot 6. Nadat ons, dis nou Paulus en sy medewerkers, Lukas skryf Handelinge, en dis hoekom hy praat van ons, want hy reis hier op hierdie stadium saam met Paulus. Nadat ons van die Efese ouderlinge afskeid geneem het, het ons reguit na die eiland Kos gevaar. Nou by die eiland Kos kry jy 'n buffet as jy opdag. Nee, ek spot sommer net, dis maar net. Die volgende dag is ons na Rodos toe en daarvandaan na Patara. Toe het ons 'n skip gekry na Fenisië toe. Ek wonder of dit toe al onder water was. Ons het die eiland Siprus in sig gekry en in Sirië toe, terwyl ons Siprus aan die linkerkant verbygevaar het. In Tyrus het ons afgeklim, want die skip moes sy vrag daar aflaai. Ons het die gelowiges daar opgesoek en 7 dae gebly. Deur die Gees gedring het hulle vir Paulus gesê om nie Jerusalem toe te gaan nie. Na 'n week moes ons egter vertrek en verder reis. Die hele gemeente, vroue en kinders, hoor hierdie verskriklike mooi woorde. Die hele gemeente, vroue en kinders, is saam met ons strand toe, buitekant die stad. Daar het ons gekniel en gebid en mekaar gegroet. Ons het aan boord gegaan en hulle is terug huis toe. Nou hoekom lees ek vir hierdie gedeelte? Want ek wil hê jy moet verstaan hoe is Paulus ontvang binne hierdie gemeente. Hy's hartlik verwelkom. Hulle voete is waarskynlik gewas, want dis hoe dit gewerk het. Jy kan sien hier's 'n gevoel van liefde en samehorigheid en God se genade, God se liefde wat teenoor mekaar uitgeleef word. Nou, dit was presies waaroor hierdie ding gegaan het van voete was. Voete was nie net dood eenvoudig, hoor hier is jou voete, kom ek was dit voor jy inkom by my deur nie. Daar was baie diep betekenis daaraan gekoppel. En in die Bybelse tyd, as jy iemand se voete gewas het, het dit gegaan oor basiese higiëne. Daar was 'n baie lae reënval, as jy moet kies, maak ek die kos met die water of bad ek met die water, het jy maar eerder die kos gemaak met die water. So die ouens het so 'n bietjie van 'n klankie gehad. So as iemand by jou aangekom het, het jy sy voete gewas, om net te sê, luister, jou kieme, soveel as moontlik, dit wat onder aan jou voete vas sit, dit wil ons ten minste net weghou. Maar dit was baie dieper as dit. Dit het gegaan oor, as ek jou voete was, of jy kan jou voete was by my huis, dan sê ek eer jou as mens. Jy het waarde. Jy het ver geloop, jy's moeg. Ek wil hê jy moet jou voete was, sodat jy by my kan welkom voel. Kom in my huis in, mikasa, sukasa, wat ek het, of dit min is, of dit baie is, kom deel in my vreugde, kom deel in alles wat ek het in my huis. Dis waaroor dit gegaan het. En dan was daar ook 'n geestelike ding daar rondom. In die Bybelse tyd, as jy tempel toe gegaan het, in Jerusalem, dan was daar baddens gewees, waar jy gewas het, want dit het gegaan oor, jy moet nie net die vuil van die pad af was nie, dit was ook simbolies gewees van, dat jy van jou sonde ontslae raak, sodat jy heilig in God se teenwoordigheid en in sy tempel kan gaan. En dieselfde wat hierdie gegaan, die voete was simbolies gewees van die twak wat daai ou saam met hom bring, van waar af hy ook al kom, al die nice plekke of bose plekke wat hy was, daar's 'n geestelike suiwering om te sê, los jou twak buite my deur, en kom in tipe van ding, en hier kan jy veilig wees. En dan die heel laaste ding wat dit beteken het, maar ook iets wat verskriklik besonders is en belangrik is, en wat jy moet snap en moet verstaan, is dat hierdie ding van voete was gebore uit 'n verbondsloyaliteit tussen God en sy volk,
die Israeliete, die Jode, het God 'n verbond gesluit. Daar was 'n verhouding. En hy sê, omdat jy my lief het, wees lief vir ander mense. Wys vir ander mense wie God is. Jy baseer jou liefde, jou verwelkoming van ander mense, is nie gebaseer op wie dit is, hoe hulle lyk, wat se taal hulle praat, wat se kleur hulle vel is nie. Dis nie gebaseer op of hy lekker ryk of sleg ryk nie. Dis jy is lief vir ander mense, jy verwelkom hulle in jou huis, in jou werkplek, in jou persoonlike spasie, verwelkom jy mense, want jy het my lief. Jou verwelkoming, die gasvryheid wat jy uitleef teenoor ander mense, gaan oor 'n verbintenis met God, 'n lojaliteit teenoor God wat uitspoel op 'n liefde teenoor mense. So dis waaroor die hele voetwas ding gegaan het. Oor God wat sê, ons moet sy liefde uitleef teenoor ander, laat hulle gasvry voel, al hierdie goed wat ons van gepraat het. En so by the way, dis op die blaadjies onder, het ek het getik, want hierdie boodskap vandag moet jy vat. En dit gaan jou help in jou verhoudings eendag, want hiermee kom God en hy sê aan die een kant vir jou dit. Hy sê vir jou, ek verwag van jou, omdat jy my lief het, omdat jy my kind is, nie net die Jode nie, maar jy wat my kind is, wat my aangeneem het, wat my aangeneem het as verlosser, jy wat my jou hemelse Vader noem. Jy moet hierdie genade, hierdie liefde, hier's vir jou koffie, in ons konteks, moet jy uitleef teenoor ander mense, op watter manier dit ook al is. Die hier's vir jou koffie is maar net 'n metafoor, want die voetwas ding is so 'n bietjie ver van ons realiteit af, maar dit beteken hierdie goed, van eer en verwelkoming, en dit beteken ek leef my liefde vir God, leef ek uit teenoor ander mense, maar, daar was ook 'n ander kant, daar's nie net hierdie genade en gee liefde, totdat dit tot oorlopends toe nie, daar's ook 'n ander kant, en dis waar die stofsituasie vandaan kom. Kom ons lees Handelinge 18 vers 1 tot 6, want daar word dit verskriklik mooi uitgespel. Wat gebeur? Handelinge 18 vers 1 tot 6 lees ons hierdie woorde. Paulus het Athene verlaat en Korinthe toe gegaan. Nou Korinthe was 'n stad gewees met 'n groot upper crust, jy weet, ryk mense, baie ryk mense, die arme mense het regtig swaar gekry. So dis die tipe stad wat daar was. En daar in Korinthe het Paulus vir Aquila ontmoet, 'n Jood wat in Pontus gebore is. Hy het kort tevore saam met sy vrou Priscilla uit Italië daar aangekom. Hulle is uit Italië weg omdat keiser Claudius beveel het dat alle Jode Rome moes verlaat. Nee, Paulus het hulle gaan opsoek. Hy het by hulle ingetrek, saam met hulle gewerk, want hulle was tentmakers soos wat Paulus 'n tentmaker was. So hulle het mekaar se taal gepraat. Verstaan? Elke Sabbatdag het hy in die sinagoge met die mense geredeneer, dis nou Paulus, en sowel Jode as Grieke probeer oortuig. Nadat Silas en Timoteus van Macedonië af aangekom het Paulus al sy aandag bestee aan die prediking, om die Jode daarvan te oortuig dat Jesus die Messias is. Paulus fokus op die Jode. Nou, wat is die Jode se reaksie? Toe hierdie Jode hom egter aanhou teenstaan en aanhou beledig, het hy die stof van sy klere afgeskit en vir hulle gesê, jou bloed is op jou eie kop. Ek is onskuldig, van nou af spits ek my toe op die nie-Jode. En hierdie vers 6, vat vas wat dit beteken het, en hoekom jy dit gedoen het, om die stof van iemand, van jou klere, of van jou voete af te skit, spreekwoordelik en fisies. Om dit te doen was 'n teken gewees van suiwerheid en van skeiding. Met ander woorde, dit wat jy het, of dit wat jy doen, is besig om my te besoedel, en om my 'n mens te maak wat ek nie wil wees nie. Ek kan nie meer nie. Ek het probeer om positief te wees, ek het probeer om daar te wees, ek het probeer om lewe te bring, ensovoorts, maar dis is dragging me down. Jy maak van my 'n slegte mens. Jy bring nie die beste in my na vore nie. Daar's skeiding nodig. Dis om jou af te sny van iemand, en dis 'n belangrike ding, en ek sê weer wat ek aan die begin gesê het, dat die Heilige Gees moet jou in hierdie proses lei. Dis nie net dood eenvoudig, ek sny mense af uit my lewe af, left, right en center nie. Jy kan nie net sê, ek gaan my vrou skei, want sy het die kos gebrand, of ek gaan my man los, want hy het nie vir my gebel en gesê, hy gaan laat wees nie. Hierdie is iets wat jy met die leiding van God moet doen, wanneer ek vir jou hierdie goed mee help,
Wanneer God jou met hierdie goed help, hierdie beginsel vir jou uit sy woord uitleer, hierdie is iets wat jy doen onder leiding van die Heilige Gees. En as jy sukkel daarmee, dan gaan jy na iemand toe wat God aanbid, iemand soos ek of een van jou vriende of wat ook al wat nie vooropgestelde idees of agendas het nie, en jy vra vir hom saam met jou te bid en saam met jou God se wil te soek. Jy sny nie net iemand uit jou lewe uit, somme net vir somme nie. Jy maak seker. Maar die rede daarvoor was 'n suiwerheid, om vir jouself te suiwer en te sê, but this person is dragging me down. En dan is dit ook, en dis hoekom dit so belangrik is om seker te maak, dis 'n getuienis teen daai persoon. Vat 'n vennootskap van twee mense wat in 'n besigheid saam is. Die een is besig om eerlik te wees en God te eer, die ander een is besig om oneerlik te wees, kliënte in te doen, geld te steel. Nou kom die een vennoot en die ander vennoot en hulle breek die vennootskap. Maar sê nou maar, nou eindig jy met twee besighede wat mekaar se kompetisie word. Nou moet mense weet, hierdie ou kan ek vertrou en hierdie ou kan ek nie vertrou nie. Hierdie ou steel geld en hierdie ou werk reg met die geld. Hierdie ou gee vir my die produk wat ek voorbetaal, hierdie ou gee vir my second-hand goed en hy verkoop dit as nuut. Wat ook al. Verstaan jy, dis 'n getuienis, wanneer ek myself afsny van iemand, dan sê dit ek het God aan my kant. Maar dis ook meer as dit, dis 'n losmaak van verantwoordelikheid. En hierdie is net so belangrike ding om te verstaan. Ons lees in die Bybel, toe Jesus gekruisig is, dat Pontius Pilatus het sy hande gewas, want hy het skuldig gevoel. Hy was sy hande om te sê, maar ek het nie skuld aan die dood van hierdie man nie. Maar hy was besig om homself te voel. Hy as Pontius Pilatus het die gesag gehad om Jesus se kruisiging te stop. So, hy het nie sy hande in onskuld gewas nie. Hy het dit net gedoen vir die show, om onsself te laat beter voel. Nou wanneer ek en jy onsself losmaak van iemand anders, losmaak en sê, luister, ek sny my af van jou, ek skud die stof van my voete af, van hierdie werksorganisasie, uit hierdie huwelik, uit hierdie vriendskap, selfs in jou familie, want Jesus kom in die Nuwe Testament, in die evangelies, en hy kom en hy sê, maar ek gaan bring vyandskap tussen 'n pa en sy kinders, of kinders en hulle ouers. Hoekom? Want die een kies God en die ander een kies God nie. En dan is daar hierdie vyandskap wat ontstaan. Want jou keuse vir God is belangriker as jou keuse vir jou ouers of vir jou kinders. Om God te gehoorsaam is belangriker. Dieselfde geld in die huwelik. Paulus kom in die eerste gemeentes en hy sê, in die eerste gemeente is hierdie probleem, ons lees dit later in die Nuwe Testament, ons gaan dit ook sien soos wat ons die Nuwe Testament deurlees. Paulus kom in hierdie eerste gemeente en daar's hierdie ding van die vrouens wat makliker dis vandag nog so, vrouens wat makliker die Here aanvaar en Jesus aanneem as hulle verlosser as wat mans doen, want hulle is so bietjie meer hardkoppig of so. En dan kom hierdie vrouens na Paulus toe, dan sê hulle, wat moet ons maak? Ons is stak in hierdie huwelike. Dan sê Paulus, jou eerste verantwoordelikheid is jou huwelik is heilig. God wil hê dit moet hou. So jou eerste verantwoordelikheid is bid vir jou man. Wees die silent witness. Wees die een wat hom nie kritiseer en vertel hoe sleg hy is nie, maar wys vir hom 'n beter weg. Wees vir hom die voorbeeld. En as hy dan nog steeds nie God wil kies nie en jou voor 'n ultimatum stel, kies die afgode of kies vir God, kies vir my of kies vir God, dan moet jy vir jou man sê, sorry. Dan is daai punt van, ek maak my los van jou. En dan stop jou verantwoordelikheid teenoor daai persoon. Jy is nie meer verantwoordelik vir daai persoon se keuses nie, en jy is ook nie meer verantwoordelik vir die gevolge van hulle keuses nie. Ons voel so maklik skuldig, jy begin iemand help, ons het al in die verlede dit gehad in die gemeente. Jy help iemand, sê nou maar, ons het dit al gehad, dat iemand met dwelms verslaaf was. Dan help jy hom en jy kry borge en jy stuur die persoon vir rehab en hy kom terug en jy help hom om herintegreer in die samelewing. En jy help en jy sê maar, kom ons skryf jou 'n werk en kom ons doen dit en kom ons doen dat. En dan die persoon 'n relapse, dan sê jy vir jou, okay, ek vergewe jou, kom ons try weer. En dan die persoon nog 'n relapse, dan sê jy, okay, kom ons try weer. En dan is die persoon weer 'n relapse en dan sê jy vir hom, luister, sorry. Nee, nou is jy besig om my tyd te mors, om die gemeente se resources te mors wat op ander mense gespandeer kan word. Nou laat ons jou oor in jou eie verantwoordelikheid. Dis waaroor dit gaan. Dis wat dit, en dis belangrik om dit op 'n stadium te doen. In die eerste gemeentes was daar mense wat sogenaamd werkloos was, dan kom hulle na die gemeentes toe, dan sien hulle maar hierdie kerke deel kos uit en hulle deel klere uit.
dan kom maak hulle of hulle arm is, en dan kom eet hulle al die kos op, en vat die klere, en dan toe kom die gemeentes agter, maar as mense wat hulle misbruik, en dan kom Paulus, en dan sê hy, hierdie beginsel vir die gemeentes, dan sê hy, wie nie werk nie, mag eet nie. Met ander woorde, as iemand nie bereid is om met die sweet van sy aangesig sy brood te verdien nie, moet hy nie by die gemeente aankom en net oop bakkant staan nie. Want daai resources is vir die mense wat nie vir hulle self kan sorg nie, wat regtig nie vir hulle self kan sorg nie. En is vandag nog so. Ons moet as gemeente, moet ons die onderskeid tref tussen die wat dit regtig nodig het en die wat dit misbruik. En daar's 'n vlak van verantwoordelikheid. En dit bring by my die laaste punt van hier, wat beteken hierdie stof afskit ding? Dit is sodat ek my tyd, my aandag en my hulpbronne kan fokus. As pa van my kinders, as man van my vrou, as herder van hierdie gemeente, wie ook al jy is, wat ook al in jou lewe aangaan, jy het 'n sekere hoeveelheid tyd, jy het 'n sekere hoeveelheid aandag wat jy kan gee aan 'n situasie, en jy het 'n sekere hoeveelheid hulpbronne. En as mense jou misbruik en jou aftrek en jou, dan vat hulle van jou tyd, hulle vat van jou aandag, hulle vat van jou hulpbronne, wat jy beter kon spandeer het. En God verstaan hierdie. En daarom het hy gesê, daar moet 'n tyd kom wat jy mense se stof van jou voete afskud. Jesus stuur die disippels uit. En sê hulle gaan verkondig die goeie nuus vir mense, gaan van dorp na dorp en van huis na huis. En as mense jou ontvang, met ander woorde, as hulle sê, hierso kom in, was jou voete. As hulle jou ontvang, dan gee hulle my goeie boodskap. As hulle jou nie wil ontvang nie, skud die stof van jou voete af en beweeg aan. Gaan fokus jou tyd, gaan fokus jou aandag, soos dit hier staan. Paulus kom en hy sê, jou verantwoordelikheid is op jou bloed is op jou eie kop. Hy sê, ek is onskuldig. Daai skei van verantwoordelikheid en losmaak van verantwoordelikheid. Dan die fokus van resources, hy sê, en van tyd en van aandag. Van nou af spits ek my toe op daai mense, want julle wil nie hoor nie. En dit is 'n beginsel wat God vir my en vir jou vandag wil kom neerlê, en wat jy in afhanklikheid van God moet doen, want aan die een kant sit God 'n burden op my en jou, om te sê, maar jy moet God se liefde leef teenoor alle mense, sonder judgment, sonder om te luister na wat ander mense oor iemand sê, moet jy die beste glo van alle mense. En as jy iets slegs oor iemand gehoor het, ja, dan kan jy bietjie meer die aap uit die boom uit kyk, of die kat uit die boom uit kyk, en net so bietjie meer versigtig wees, maar jy glo die beste van alle mense, en dan op 'n stadium is daar 'n punt wat jy moet sê, maar nou sny ek jou af, nou het jy jou kanse opgebruik, nou is ek besig om weg te stap van hierdie situasie af. En daai ding moet gedoen word in afhanklikheid van God, want God verwag dat sover dit vir ons moontlik is, moet ons gasvry en in liefde leef teenoor ander mense. Hoekom? Want dit is 'n refleksie van my liefde vir God en sy liefde vir ander mense. Maar God weet ook dat mense jou goedheid kan misbruik of jou genade kan misbruik, en dan sê hy, want hulle doen dieselfde met God. En dan sê hy, maar daar kom 'n punt wat jy jou stof van jou voete moet afskud. En vanoggend is dit wat God vir jou wil kom leer. Daar is hierdie burden om mense lief te hê en God se genade en liefde vir hulle te bewys, hulle voete te was, hulle koffie aan te bied, spreekwoordelik. Maar daar kom ook 'n tyd wat jy soms moet sê, ek skud die stof van my voete af. Maar daai gedeelte moet gedoen word in afhanklikheid van God. Moet gedoen word onder leiding van die Heilige Gees. God moet jou daarmee help. Want is nie iets wat jy ligtelik opvat nie. Maar dit moet vir jou bevryding kan bring. Want skuldgevoelens kom van die duiwel af. Dis die duiwel wat jou laat skuldig voel en sê, gee nog, wees nog daar. Want die duiwel weet, daar's ander geleenthede wat by jou verbykom, en jy gaan hulle mis, want jy's besig om jou tyd hier te mors. En die duiwel sê, mors asseblief jou tyd hier, mors jou energie, bly negatief, word kwaad vir die Here, staan hierdie kant in, gee vir hierdie ou te veel, en nou is jy besig om fokus te verloor, jy selfs besig om vir die Here kwaad te word, want hoekom moet ek nou so insit in hierdie situasie, en al hierdie goed gaan verby en die duiwel smile. Skuldgevoelens kom van die duiwel af. Jy en die Here loop 'n pad, en as hy vir jou bring op 'n punt waar jy begin twyfel oor, moet ek iemand help? As jy twyfel, moet ek nog in hierdie ou tyd insit? Moet ek nog in hierdie verhouding, of in hierdie besigheid, of in hierdie, dan is dit tyd om vir die Here te vra, is hierdie gevoel, Here, van U af? En as ek nie daarvoor luister nie, is ek ongehoorsaam.
Mag die Here my en jou help om spreekwoordelik en letterlik vir mense koffie aan te bied, ongeag wie hulle is, maar ook om te weet dat daar 'n tyd kom soms wat jy moet sê, ek skud die stof van my voete af. Ek skuif my verantwoordelikheid, ek skei my van jou af. Ek gaan nou my tyd, my aandag en my hulpbronne fokus op iemand anders. En soos ek sê, partykeer is dit ver van jou af, die mense, dis sommer net 'n boemelaar wat jou misbruik, maar ander kere is dit so naby as jou familie, of selfs jou huwelik. Maar ek sê weer, daarom moet dit in afhanklikheid van God geskied. Maar hierdie beginsels moet jy verstaan, van voet was en stof afskud, van welkom sê en groet. En wanneer ek mense groet, dan groet ek hulle nie goodbye en go to hell nie. Dan groet ek hulle en sê, ek stuur jou weg in die naam van die Here en onder die seën van die Here. Mag dit met jou goed gaan. Ek en jy is klaar, maar ek bid dat jy en God mekaar sal vind. En dan loop jy van hulle al weg. Ek wil jou mooi vra of dat vanaand 6 uur gaan hierdie boodskap se video beskikbaar wees. En as jy voel iemand het nodig om hierdie te hoor, stuur dit asseblief hulle aan. Nie as 'n sweep nie. Ons gebruik nie God se woord as 'n sweep nie. Ons gebruik dit as 'n staf om mense te help op hulle journey. As iemand nodig het, as iemand sit in hierdie situasie waar hulle sukkel om daai stof af te skud, geef hulle hierdie boodskap as 'n woord van bevryding. Amen. Kom ons bid saam. Here God, ek wil vra dat U elke mens wat hierdie boodskap hoor, sal help om U liefde te leef teenoor ander, maar nie ten koste van hulle self nie. Hulle eie sanity, hulle eie finansiële vryheid, hulle eie wat ook al nie. Here, ek vra dat U ons sal help en sal lei met wanneer moet ek vir iemand verwelkom en koffie gee en wanneer is dit tyd om die stof af te skud. Sal U ons daarin help, daarin lei. Mag ons albei in liefde doen. Mag ons mense in liefde ontvang en in liefde laat gaan. Help ons daarmee, Here, en wil U asseblief ons kom help met die skuldgevoelens wat soms daarmee gepaard gaan, Here. Dankie vir U woord en dat U woord vir ons 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad is. Dat dit vir ons letterlik 'n fisiese padkaart word vir hoe om dinge in ons lewe te hanteer. Vanoggend het U vir ons 'n stuk bevryding kom gee aan die een kant, maar ook 'n las op ons kom lê in terme van om U liefde te leef teenoor ander mense. Help ons om daai balans te hê in ons lewe. En nou, Here, wil ek kom bid vir elkeen in ons gemeente wat siek is, of wat deur moeilike tye gaan, of dit finansiëel is of andersins is. Here, in die afgelope week het U wonderbaarlik gehelp met iemand wat met 'n ongeluk was. U het wonderbaarlik gehelp met iemand wat vir 'n verskriklike groot operasie gegaan het. Here, U het ingegryp, U het gehelp, U het genesing gebring, U het dokters gebruik, U het mense gebruik. Here, maar ultimately is U die een wat uitkoms gebring het. U weet wat in die week vir ons voorlê. U weet dat brandstofpryse in die week gaan opgaan weer. U weet wat die effek dit op ons gaan hê. Here, help ons in elke oomblik van elke dag om in wysheid en in afhanklikheid van U te leef. En Here, as 'n bewys van daai wysheid en van daai afhanklikheid, kom ons nou en ons gee nog steeds ons tiende en ons offergawe in gehoorsaamheid en in afhanklikheid, Here. Want U is eerste in ons lewe, want U stel ons eerste toe U seun aan 'n kruis laat sterf het. Kom ontvang ons tiendes en ons offergawes, ons gee dit vir Here vir U in blymoedigheid en in afhanklikheid. Amen. Jy kry nou geleentheid om die Here te dien met jou tiendes en met jou offergawes. Ontvang nou die seën van die Here en gaan leef 'n lewe wat oop is, wat mense verwelkom, maar ook 'n lewe wat die ruggraat het om te sê, daar kom 'n tyd wat ek die stof moet afskud, in die wete dat jy dit alles doen met die seën van die Here op jou wat sê, mag God se woord die lamp wees vir jou pad en die lig vir jou voete. Mag jy in God se woord ontdek dat God vir jou goed is sodat jy goed kan wees vir ander, maar nie ten koste van jouself nie. Dat jy in God se woord sal ontdek dat God vir jou sorg sodat jy vir ander kan sorg, maar net omdat en in soverre as wat God jou lei.
dat die Here jou raak sien, sodat jy ander mense kan raak sien, veral die wat die wêreld miskyk. Dat God vir jou sy liefde gee, sodat jy sy liefde vir ander kan gee. Dat God jou goedgesind is, sodat jy ander kan goedgesind wees, solank soos wat hy dit van jou verwag, en dat hy vir jou voorspoed gee, anders as wat die wêreld gee. Want hy is jou Vader, jou volmaakte hemelse Vader, nie 'n Vader met foute soos ek, 'n aardse Vader wat nie altyd die regte ding doen nie. God is jou volmaakte hemelse Vader, en hy bind jou aan hom, en hy wil jou seën. Amen.